Right, so Bokkie Boer maak 'n plan in samewerking met BED. Is hier so tussen Ottosdal en Wolmaranstad en ons gesels bietjie hier met James en hy het 'n dubbelbewerkingsstelsel hier in die gang gekry wat bietjie baie interessant is en ons gaan bietjie hoor wat was sy probleme gewees dat hy op hierdie uitdaging uitgekom het en hoe het dit hom gehelp om sy probleme op te los op die einde van die dag. Kom ons luister in. Hoor James, hoe gaan dit met jou? Albert, wat doen met jou? Nee, kyk, ek sê die eerste reën het geval, so dit raak nou seker daai stresvolle tydjie vir julle. Ja, nee, want ons is bedrywig. Ons moet spanners waai, Kom ons begin bietjie by die begin. Ek het nou gesê ons is hier basies so in die middel tussen Ottosdal en Wollies. Yes. Verduidelik vir my bietjie wat maak jy hier op jou plaas? Jong, ons is maar meer in die mielies in die sojaboontjies in so 'n paar jaar terug beginne. So ons is maar net in die Lana Doenag en daai tipe dingetjies. So ons try maar daai al bestaan maak. En daai bestaan het nou juist gevolg op hierdie konsep wat jy nou hier agter jou eintlik maar 'n plan mee gemaak het om dubbel te bewerk. Ja. En dit gaan nou oor die kunsmis en die spuit op dieselfde tyd. Hardloop my bietjie deur die masjien en verduidelik vir my waar die idee vandaan gekom om iets soos dit te begin doen. Jong, Albert, die groot ding het toe nog maar gekom. Jy weet ons spandeer miljoene rande om 'n planter te maak wat 'n saadmielie so die plant so ver uit mekaar uit. En dan kom jy op die einde van die dag en jou kunsmis, hoe sal jy gooi 'n hele plek vol. En hoe sal dit my begin pla op 'n stadium. En toe het ons gegaan, hoe sal jy maak maar plan in jou kop soos wat jy aangaan. En toe het ons gesien, ja, kom ons doen die ding bandplaas en ons sit hom binne in die grond in. Laat ons weet daar's nie vervlugting en daai tipe dingetjies soos wat mense. En dit is nou hy gaan basies van daai tank af, amper dieselfde konsep as met 'n planter, deur die lug kom hy deur die lug in en dan kom hy deur die kouter deur en ons sit hom binne in die grond in. En hoe sal dit die plan het nou maar geloop en hoe sal dit toe een nag toe ek nie kan slaap het, toe besluit ek kom ons maak dit nou 'n bietjie meer interessant. Kom ons sit 'n spuit ook op die ding. En dit is waar daai Jojo inkom. Yes, dis waar die Jojo inkom en dan hoe sal hardloop ons so deur. So die plan agter die hele ding is hoe sal om pre-plant met hom te doen en dan tolmesting met hom te doen. En hoe sal as jy wil lande skoon spuit of sulke tipe dingetjies en daai goede dan kan jy dit als met hom doen. Dit is 'n dubbelbewerking, maar al werk eenvoudig van jou PTO af. So as jy net wil spuit kan jy die kunsmis se fanbelde afhaal. Dan hardloop jy net die spuit en as jy nie wil spuit jy net wil kunsmis gee, haal jy net die spuit se fanbelde af en hy hardloop dwars deur. So eenvoudig soos dit. So dis 'n dubbelbewerking masjien wat jy ook vir enkelbewerking kan gebruik. Wat jy vir enkelbewerking ook kan gebruik. En ek sien nou ons het nou ook bietjie vinniger gepraat oor daai rippertande en hoe hy ook later bygesit kan word. Verduidelik bietjie hoe daai nog 'n ander konsep vir jou bysit. Ja, op die stadium hoe hulle as nou twee agter die trekkers se spoor so, hoe hulle die voorwertiller gaan deur, die planter gaan deur en dan die ding hardloop deur. So net om daai spoor bietjie te breek, het ons nog net rippertande daar, die ander een is loop die koutertjie nou tussenin. Op 6 blaar, ons het laas jaar op 6 blaar, die ander brackets wat nog hier is, dan sit ons nou van daai Kongskuld buitelploegtande op almal van hulle. En dan hoe hulle sit ons tussen die 76's. En dit is nou hierdie wat so tussen die kouters is. Yes, dis daai tussen die kouters is. Dan sit ons tussen die 76's sit ons die kunsmis in en daai 1.1 meter breek ons dan nog net bietjie om hoe hulle die verspoeling en daai tipe goeters in die wind en laat ons net hulle bietjie wakker maak gewoonlik. Die ou mense het ons altyd gesê jy maak hulle wakker. Ja. Toe hulle ons probeer dit maar nog steeds. En jy het gesê hierdie jaar hoe jy hom gaan implementeer is bietjie anders as wat jy gewoonlik sou. Verduidelik my bietjie die proses van hoe jy hom hierdie jaar gaan gebruik. Ons gaan hierdie jaar, ons het pre-plant, maar hoe ons spore en goede kunsmis. Jy weet nooit wanneer om te pre-plant nie, want kunsmis loog nou mos maar. Ja. En hoe die pre-planter, jy weet nooit wanneer moet jy insit, wanneer gaan jy plant nie. So die plan van die jaar is nou ons gaan plant of ons gaan plant en dan direk agter die planter gaan ons basies hier voorop kom spuit en dan gaan ons die pre-plant tussen die rye doen. So die plant gaan dan nou die planterkunsmis gebruik om op te kom en dan as hy daar by daai kom dan is dit nou maar basies die eerste dubbelbemesting en dan op 6 blaar dan jaag ons hom weer deur met ons skoonspuitstelsel en dan nou weer kunsmis. So dan is hy dan nou daar en dan as ons uit by dan sluit ons die hekke en ons wag vir oestyd. So dit is die plan, hoe of dit gaan werk weet ons nog nie. Maar op 'n einde van die dag 'n boer maak 'n plan. Net so. Nee, ons probeer maar. Baie dankie vir jou tyd. Sterkte met die seisoen wat nou voorlê. En mag hy mooi loop. Dis reg. Baie dankie vir julle tyd. Dankie Albert. Right, so veral met laas jaar wat so 'n bietjie te mekaar was en die reën wat maar redelik amok gesaai het in hierdie omgewing hier rondom ons. Het die boer gegaan en gesê luister, kom ons vat 'n plan. Kom ons maak seker dat dit wat ek insit, sit ek teen die beste van my vermoë in en kom dit op die einde van die dag op soos wat dit moet.
as jy bietjie meer wil uitvind oor Bokkie Boer maak 'n plan en dalk nog wil inskryf, gaan na die link in die description toe. Kyk na die vorige boere wat planne gemaak het en maak seker dat jy nie agter staan nie. Dis Fast Pace, oor en uit.